Goeiedag vriende. Ons is vandag by die laaste deel van ons reeks oor Jesus se woorde, ek is die ware wingerdstok. Vir 7 weke het ons saam ontdek hoe God in 'n mens se lewe werk. Ons het gesien, ons moet aan Christus verbind wees. Die Vader snoei ons sodat ons kan groei. Die Heilige Gees vorm Christus se karakter in ons. Ons geloof moet diep wortels skiet. Ons vrug is nie vir onsself nie, dis vir ander mense. En soms kom vrug deur opoffering en die kruis. En vandag kom ons by die laaste stap van hierdie reis. Neem, onthou en leef. Ja, ons kyk na die skriflesing vanuit Johannes 15. Johannes 15 vers 16 uit die 1983 vertaling. Julle het my nie uitgekies nie, maar ek het julle uitgekies en julle aangestel om te gaan en vrug te dra, vrug wat sal hou. Ons leef in 'n wêreld waar baie dinge vinnig verbygaan. Nuus verander elke dag, tendense kom en gaan. Baie dinge wat vandag belangrik lyk, word môre vergeet. Maar Jesus praat hier van iets anders. Hy praat van vrug wat bly. 'n Lewe wat aan hom verbind is, kan iets voortbring wat ewigheidswaarde het. Julle 'n interessante feit. 'n Gesonde wingerdstok kan dekades lank vrug dra. Daar is selfs wingerde in Europa wat al meer as 100 jaar oud is en steeds druiwe produseer. Maar dit gebeur nie sommer net nie. Dit gebeur omdat die wortels diep is, die wingerd gereeld gesnoei word en die plant goed versorg word. Dit is presies wat Jesus in Johannes 15 leer. Wanneer ons aan hom verbind bly, kan ons lewens vrug dra wat blywend is. Die vraag van hierdie reeks, deur hierdie reeks het ons een vraag gevra: watter vrug dra my lewe? Nie net het ek geloof nie, maar is daar liefde? Is daar vrede? Is daar geduld? Is daar vriendelikheid? Die Bybel noem dit die vrug van die Gees. Ons sien dit juis in Galasiërs 5. Nie vrugte nie, vrug. Dit help nie ons sê ons is Christene, maar ons het nie 'n verhouding met Christus nie. Die drie-enige God moet deur ons skyn. Dit is sy vooruitsig na Palmsondag. Ja, volgende week vier Christene wêreldwyd Palmsondag. Dit is die dag toe Jesus Jerusalem binne gegaan het en mense palmtakke gewaai het en uitgeroep het, Hosanna! Hulle het 'n koning verwelkom, maar baie van hulle het nog nie verstaan dat hierdie koning op pad was, maar die kruis nie. Jesus se pad was nie 'n pad van mag nie, dit was 'n pad van liefde. En daardie liefde het die wêreld verander. Vandag se uitnodiging. Miskien is die vraag vandag eenvoudig. Is jou lewe nog verbind aan die ware wingerdstok? Wys jy regtig Christus? Het jy 'n verhouding met Christus? Word jy net gesien as 'n Christen of is jy werklik 'n lewende voorbeeld om 'n Christen te wees? Want wanneer ons aan Christus verbind bly, groei daar iets in ons lewens. Liefde, vrede, hoop en vrug wat bly. Kom ons bid saam. Here Jesus, dankie dat U die ware wingerdstok is. Dankie dat U ons gekies het en ons geroep het om vrug te dra. Help ons om aan U verbind te bly in elke deel van ons lewens. Laat ons lewens vrug dra wat ander mense seën en tot eer van U naam. En wanneer ons na Palmsondag beweeg, herinner ons weer aan die liefde van die koning wat vir ons gekom het. Help ons om in ons verhouding te verdiep met U en dat ons kan groei in geloof en verhouding met U en met mekaar. U die hoof en ons die liggaam. Dankie liewe Heer dat ons kan in U bly en U in ons. Amen. Mag die Here jou seën en jou lewe vol vrug maak.